Right, soos ek gesê het in die vorige video, gaan ons eers na vraag 2 kyk, en dan sal ons later terugkom na vraag 1.5 en 1.6. Okay, so vraag 2 is nou die omgekeerde van vraag 1. So vraag 1 het gegaan oor vereenvoudiging. Right, so eenvoudigste vorm. Faktorisering is amper die teenoorgestelde. Dis waar iets vereenvoudig was, en nou moet jy daai alles saam sit in hakies, sodat jy net een term het. So as jy dink aan faktorisering, dink aan maak hakies. Jou antwoord moet hakies in hê. So die vraag sê faktoriseer volledig, wat beteken, jy gaan vir jouself sê, my antwoord kort hakies. As my antwoord nie hakies in het nie, het ek nie gefaktoriseer nie. Nou saam met dit, moet jy onthou, dat jy 4 metodes van faktorisering geleer het. Right? Jy het geleer van 'n gemeenskaplike faktor, jy het geleer van die verskil van 2 vierkante, jy het geleer van groepering, en jy het geleer van 'n 3-term. Ek het op die page, op die YouTube channel, video's geplaas oor elke liewe faktorisering metode. So as jy vasbrand, gaan kyk na die video, doen nie vrae oor wat gaan oor daai faktorisering metode, sodat jy seker kan maak jy kry dit onder die knie. Want dit is baie belangrik, en dit is iets wat jy gaan aanhou mee tot en met graad 12. So as jy graad 9 kan uitfigure om te faktoriseer, dan gaan jou eerste kwartaal graad 10 'n breeze wees, jou tweede kwartaal en jou algebra gaan baie makliker vir jou sal word. Want iewers gaan jy moet leer om te faktoriseer, want dit word so 'n groot deel van jou vraestel 1. Okay, so kom ons begin met vraag 2.1. Hulle gee vir jou 15x² minus 10x. So die vraag sê faktoriseer, ek moet hakies maak. My eerste metode is jou GGF. Kyk vir 'n gemeenskaplike faktor. So ons begin met ons getalle. Wat maal wat gee vir my 15? As jy vasbrand, gebruik sommer shift fact op jou sakrekenaar. Right, dit gaan vir die priemfaktore gee. So wat maal wat gee vir my 15? Dit gaan wees 3 maal 5. En wat maal wat gee vir my 10? Selfde ding, shift factor, dan gaan jy sien is 2 maal 5. Alright, so wat het albei van hulle in gemeen? Albei van hulle het 'n 5. So met ander woorde, ek kan so lank 'n 5 uithaal, en ek weet dit gaan my gemeenskaplike faktor wees. So daai 5 is nou weg daar, en die 5 is nou weg daar. Alright, in die hakie, bly ek dan so ver oor met 'n 3, 'n minus en 'n 2. Okay, so my 3 en my 2 is nou in my hakies. Nou beweeg ek aan na die letters toe. Hierdie is x tot die mag 2, so hoeveel x'e het ek dan? Ek het 1, 2 x'e. Hierdie is net 'n x, hoeveel x'e het ek? 1. So hoeveel groepies van x kan ek maak? Net 1. En elkeen van hulle het 'n x in gemeen. Alright, so ek sit my x daar, trek hom dood, en ek het hom nou gebruik. So wat bly oor? Sien jy daar bly nog 'n x oor? Met ander woorde, daar bly 'n x oor, en na my minus, daar's niks oor nie. So al wat oorbly is my 2. En dan is hy gefaktoriseer. Vir veiligheid, iewers aan die kant en potlood, gaan maal net jou hakies weer uit. Oeps. Soos ek die hakie weer uitmaal, gaan ek die 5 gaan maal met die x. So 5 maal 1 is 5, x maal x word x tot die mag 2. En dan vat ek die 5x en ek maal hom met die minus 2, 5 maal minus 2 is minus 10, en ek bly met my x. Sien jy my vraag en my antwoord is dieselfde, dan weet jy het reg gefaktoriseer. Okay, vraag 2.2. 2.2. A hakie x minus y plus b hakie y minus x. Nou, ja, hakies lyk amper dieselfde. Daar's 'n x minus y, maar daar's 'n y minus x. Die letters is dieselfde, maar wat is verkeerd? Die tekens. Sien jy daarso is die x minus y? Nou is dit y minus x. Ek soek hom nie so nie. Ek wil daai minus wat my daar pla uithaal.
Met ander woorde, hy gaan na hierdie plus toe gaan, sodat ek 'n minus en 'n plus nou in die middel. So ek het nou eintlik A, hakie x minus y, plus, met 'n minus wat ek nou uitgehaal het, wat beteken ek kan nou sê x minus y, want ek het daai minus weggevat. Nou sien ek, waar is my B een? Oh goodness. B, hakie x minus y. Okay, great, daai minus is uitgehaal, daai is nou x minus y. Wat gaan 'n plus en 'n minus word? Dit word 'n minus. En nou kan ek ook sien, maar wag, daai hakie en daai hakie is nou dieselfde. Albei is x minus y. So ek skryf hom een keer. Right, ek het nou 'n groepie gemaak van x minus y. Hy's weg. Maak my hakie vir wat oorbly. So wat staan hierso nog? Wat het ek nie uitgehaal nie? Ek het nie 'n A uitgehaal nie. Ek het nie 'n minus uitgehaal nie. En ek het nie my B uitgehaal nie. So my tweede hakie gaan nou wees A minus B. So onthou om daai teken uit te haal, sodat jou hakies dieselfde is, selfde volgorde, en onthou daai teken in die middel gaan ook verander. Right, vraag 2.3 gee hulle vir jou x to die mag 2 minus 16. Nou ons kyk altyd eers vir 'n GGF, maar daar is niks. Dan gaan ek terug, kom ons breek hierdie op. Wat maal wat gee vir my x? Wat maal wat gee vir my x kwadraat? X maal x. Is dit 'n getal wat dieselfde is, wat ek met mekaar kan maal wat vir my 16 kan gee? Ja, 4 maal met 4. Alright. Hoe jy dit ook kon toets, as jy kon die vierkantswortel van 16 kry wat 4 is, wat beteken as ek 2 keer daai selfde getal maal, gaan hy weer vir my 16 gee. Okay, so hierdie is die verskil van 2 vierkante. Ek gaan maak my hakies, daar's 2 hakies. Een hakie kry 'n x, die ander een kry ook 'n x. So hy het 'n x, hy het 'n x. Een hakie kry 'n 4, die ander hakie kry 'n 4. Hulle moet dieselfde lyk. Nou, ek het 'n minus. Dit moet 'n minus wees. Maar wat maal wat gee vir my minus? 'n plus en 'n minus. So onthou, wanneer ook al jy 'n minus het, om 'n minus te kry, beteken ek moet verskillende tekens hê. Met ander woorde, een hakie gaan altyd 'n plus hê en die ander een 'n minus. So jy kry 'n plus, jy kry 'n minus. Jy kan dit ook anders omskryf, x minus 4, x plus 4, dis dieselfde ding. Solank daar hakie is met 'n plus 4 en een met 'n minus 4. En daar het jy hom gefaktoriseer met metode 2, die verskil van 2 vierkante. Die laaste enetjie was vraag 2.4, waar hulle vir jou gegee het x to die mag 2 minus 7x plus 12. Weereens kyk vir 'n GGF, daar is nie iets wat hulle almal kan uithaal nie. Nou kyk ek, hoeveel terme het ek? Daar is 3. So wat dink jy gaan ek doen as ek 3 terme het? Seker my 3 term metode. Okay, so 3 term metode, weet ek, gaan 2 hakies wees. Eerste ding waarna jy kyk is jou konstante se teken. So daar het ek 'n plus. Onthou, as dit 'n plus is, beteken al 2 hakies moet dieselfde teken kry. So al 2 hakies met 'n minus hê, of al 2 hakies met 'n plus hê. As daai teken 'n minus was, dan moet jy verskillende tekens hê. Met ander woorde, een hakie met 'n plus hê en die ander een met 'n minus hê. Okay, maar die feit dat ons weer daai is 'n plus, beteken my 2 hakies moet dieselfde teken hê. Ek moet nou net besluit, gaan al 2 minus wees of gaan al 2 plus wees? En om dit te besluit, kyk ek dan na daai teken. Al wanneer jy kyk na die teken vir jou x, is wanneer jy moet besluit dat hulle dieselfde teken hê, en dan al 2 moet 'n minus wees. So jy kyk eers na jou konstante se teken, besluit of dit dieselfde of verskillend is. As hulle dieselfde moet wees, dan kyk jy na die teken vir jou x. Alright, so al 2 hakies gaan 'n minus hê. Dan moet ek hierdie opdeel. Wat maal wat gee vir my x kwadraat? X maal x. Nou ongelukkig die 12 is nie so eenvoudig nie, so ons moet hom net 'n bietjie meer in detail opbreek. So wat maal wat gee vir my 12? Wel, 1
mol 12, 2 mol 6, 3 mol 4. Nou, deur daai moet ek by minus 7x uitkom. Ok, so sit vir almal 'n x by, so jy onthou dit is waar mens nou besig is. Ok, so ons het gesê al twee getalle moet negatief wees. So by elkeen van hulle gaan ek 'n minus gaan sit. En ek gaan kyk wat se een van hulle gee vir my minus 7x. Waar minus 1x minus 12x is minus 13x. Ek soek nie minus 13 nie, ek soek minus 7. So hulle is uit. Minus 2x minus 6x is minus 8x. Ek soek nie minus 8x nie, ek soek minus 7x. So hulle is uit. My laaste opsie, minus 3x minus 4x, gee vir my minus 7x. Is dit wat ek soek? Ja. Met ander woorde, my een hakie gaan 'n minus 3 hê en die ander ene gaan minus 4 wees. Ok, so die minus is klaar daar, die x is klaar daar, so jy sit in net jou getalle. Weer eens, gaan vat daai twee hakies wat jy net gefaktoriseer het en gaan maal hulle uit. Gaan kyk, wat is x mal x? Ok, x kwadraat. Wat is x mal minus 4? Minus 4x. Minus 3 mal x en minus 3 mal minus 4 of jou plus 12 gee. Sien daai twee is dieselfde. Minus 4 minus 3 is minus 7. En dit is dan presies dit wat die vraag was. Ok, so gaan maak seker jy toets ook jou vraag. Alright. En dit was dan vraag 2.4 en ook nou jou hele vraag 2.